Goeiemôre, dis donderdag, dis 18 Junie en Dirk wat met u gesels. Daarom Filippense 2 lees ons hierdie pragtige lied van Paulus. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy het gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook die hoogste eer tot toe verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is. Nou ja, eenmal 'n jaar gebeur dit. Die tyd van duur ontwerpersuitrustings, die dik rooi tapuit lê uitgerol, die groot teater is gereed, beligting en die klank is getoets en die dansers is afgerond en die program tot op die sekonde uitgemeet. En dan flits die kameras. Ja, is tyd vir die Oscar toekennings. Soveel mense, soveel menings oor alles wat was, alles wat is en alles wat gaan wees. Daar is nie een Oscar toekenningsaand wat nie opslaag gemaak het vir die een of ander vreemde ding wat iemand aangevang het nie. Dis gewoonlik 'n kontroversiële gebeurtenis. So het 'n ou bekende aktrise gesorg vir opskudding in die 60er jare tydens die Oscars toekenningsaand. Elizabeth Taylor het in 1960 die toekenning as beste aktrise vir Butterfield 8 ontvang. Met haar opmerking tydens die ontvangs van die toekenning het sy opslag gemaak. Sy het gesê dat sy self nog nooit die fliek gesien het nie en dat sy geen begeerte het om na die fliek te gaan kyk nie. Sy het dit beskryf as 'n stuk obsceniteit en bygevoeg dat sy bloot net haar kontrak met MGM, haar rolprentvervaardiger, wou klaarmaak. Dis 'n kwade dag as enige mens by 'n plek in sy of haar loopbaan gekom het waar dit wat jy bereik het so algemeen, alledaags of vanselfsprekend geraak het, dat daar geen motivering vir prestasie of groei of groter aspirasies mee oorbly nie. Wanneer werk 'n blote moed geword het en prestasie blote gegewe is. Daar is geen noodsaaklikheid vir God se ingrype of afhanklikheid van sy seën of beloning nie. 'n Limiet is dan geplaas op die hoeveelheid miljoene wat verdien moet word teen 'n gegeewe tyd of die aantal grade is vasgestel wat verwerf moet word. Die aftrede is met polisse en beleggings verseker en die testament is veilig in die kluis toegesluit. So wat nou? Wanneer ek en jy egter leef met 'n toekomsverwagting wat ander kan die dood strek, dan word die geleenthede om God te eer, te groei en betekenis en waarde toe te voeg tot ons hier wees, dan word dit die wonderlikste bron van motivering. Dis die plek waar ons nie meer oor myself en my toekennings gaan nie, maar oor God, oor sy mense. Dis wanneer 'n siel wat vir die koninkryk gewen word, 'n Oscar in jou hart en siel word. Dan kan ons uitroep, aan God alleen kom die hoogste toekenning toe. Here, leer ons om so te leef, dat ons altyd meer van U en minder van onsself sal wil hê. Dat ons U fokus op die lewe sal maak. Amen.